Liewe kykers, dankie dat ons weer kan saam praat en saam gesels en saam luister. U is baie welkom om my terugvoer te gee per WhatsApp. My WhatsApp nommer verskyn periodiek op die skerm hierso. En is ingeskakel by die program Godsdienst en die Koerante wat uitsaai op Homebase TV hier in die Kaap. Hier by my het ek weer vir Regard Stanner. Dag sê oom. Welkom Regard, bly jy kon dit nou so mooi partytjie so maak. Ja nee, ons is bly, verkeer was 'n bietjie erg, Ja, maar gelukkig het ek hier so uitgekom. wonderlik. Waar begin ons vandag oom? Ons begin weer met 'n tekenprentjie. Die tekenprentjies is so interessant vir my, so. Hier is nou een in die Engelse koerant Business Day. En daar's 'n mop, jy het mos laas keer gehad, hier so 'n besem, wat die president daar die korrupsie wegvee, maar al die besemhare in die middel was weg, soos hy veen het gehad, en hier was nou het gelijk die besem gelos, nou probeer dan met 'n mop, 'n beter job. Nou sê hulle IDEC staan vir Investigating Directorate Against Corruption. Nou het hulle aangeplak daar, so Investigating Directorate Adopting Corruption, dis wat nou gebeur. Al ons staatsdepartement, en jy kan nie glo daar die bedrog en dinge wat er aangaan en die korrupsie, en dis net te erg. Ons kom nie daarby uit nie, dit is Dit het die norm geword oom. En dit is 'n tragedie. Dit het al 'n kultuur geword. Ja, dit is, maar daar kultuurfaktor verander is 'n probleem. En praat van kultuur, Ja. hier het ons nou 'n interessante een. Kyk nou hierdie prentjie wel. Hierso wys dit 'n devotee dressed as the Hindu goddess Kali takes part in a procession during the Bonalu festival at the Sri Anjani Makaili Temple in Secunderabad, India. Nou dis nou nie daar die prentjie vir jou dogtertjie, vir seentjie. Nee, ek sal nie dit doen. Mors met skrik, hoor. Ek wil nou net sê, ek wil nou nie hierdie prentjie sien voor ek gaan slaap in die aand nie, né? Jong, dis En op dit ding, ding, dit is nou 'n god wat jy nou aanbid, of 'n sogenaamde god. afgod, dit is 'n skewe god. Tjoe, Die arme mense wat hierdie valse klomp afgode daar het, en dis hoekom ons so groot werk het, né? daaroor het ontsending aan hulle. Hier is nou iets interessants, heel aan onderwerp, en dit is nou van NAFOS. Wat weet jy van NAFOS af? Ons het maar so hele rukkie terug oor hulle gesels, Ja, en ons het mos 'n onderhoud ook gehad, en alles. jy onthou nog. Ja, nee, ek het daarom nou nie so slegte geheue nie, oom. Jy het daardie onder mos nog redigeer daarso. So jy onthou daar alles van NAFOS. Dit is baie belangrik, dit is die mense wat die 6-dag skepping van die Bybel beklemtoon en daardie vir die kinders wil leer. Nou hulle het iets wat hulle noem 'n skeppingsleertoer na Sutherland. Heel bo staan, kom leer, ontdek en verwonder jou. 25 tot 27 September, oor so 'n maand. Wat sluit die toer in? Fossieluitstalling by Sterland in Sutherland. Besoek die plateaurand. Sterrekyk onder die skoon Karoo lig. Naweek verblyf by Blesfontein en selfsorgeenhede. Ondersteunende lesings deur Basie Bason. Bewyse vir die Genesis vloed. Dinosourusse. Die gevare van evolusieteorie. Die skepping. Toerlede sorg vir eie vervoer en etes, verblyf in selfsorgeenhede, 'n naweek van leer, rus en verwondering. Vir inskrywings of meer is daar die e-pos stefan@nafos.co.za, die WhatsApp nommers ook daar 0827889341. As dit te vinnig is, kan jy my altyd kontak vir hulle besonderhede. Koste R1400 per volwassene vir die naweek, 2 nagte, R600 per kind vir die naweek, 2 nagte. Dan gaan jy aan die volgende bladsy, bietjie meer inligting. Toeraktiwiteite. Die skepingstoer na Sutherland word deur NAFOS aangebied, sluit die volgende aktiwiteite in. Fossieluitstalling en lesing deur Jaco Groenewald by Sterland in Sutherland.
Sterrekyk by Blesfontein, informele sterrekyk sessie. Kort ondersteuningslesings deur Basie Bason oor bewyse van Genesis vloed, dinosourusse, die gevare van evolusieteorie en die wonder van die skepping. Sjoe, baie interessant. Dan die volgende een. Toerdoelstellings. Die hoofdoel met die toer is om die Genesis weergawe van die vloed as histories en wetenskaplik korrek te bevestig. Baie belangrike punt. Ja. Om die waarheid en gesag van die Bybel as God se woord te bevestig en om beter begrip rondom die grootheid en soewereiniteit van God te vestig, deur te fokus op die wonders van sy skepping. Ja. Dan praat ons van datum, tyd, plek, kostes. Ons het daardie klaar al daar weergegee al. Dan gaan we navorsbestuur en toeleiers. Basie Bason lei uit, daar sy nommer 0832305467. Hy is die outeur van die boek. Evolusie, wetenskap of geloof. Waar kom alles vandaan? En, juffrou, kom ek van 'n aap? En ons het mos daai boeke hierso gewys. Ja, ons gewys en Ons sal gepromoveer. nou weer die foto's sommer op die skerm sit van die boeke. Ja. Dis baie goeie boeke. Kykers kan sommer voor die toer hierdie boeke koop en lees, dan weet jy waaroor dit gaan daar. Dan sê dit hierso, wie is NAFOS? NAFOS is 'n interkerklike groep gelowiges wat waarheid en objektiviteit in wetenskap nastreef en verdedig. Ons bevestig en verdedig die woord van God as die absolute waarheid en gebruik dit as vertrekpunt. En ons beskou die Genesis weergawe van die skepping as histories korrek en verdedig dit op skriftuurlike en wetenskaplike basis. Ons bemagtig Christene om God en sy koninkryk beter te leer ken deur sy skepping en sy woord. Baie sterk en direk, jy weet wat hulle in glo, dis nie miskien of wat ook al, of Hang in die ons sal lug nie. kyk, hangende af van hierdie ding en daai ding nie, Ja. direk op die Godse woord, wat dit sê, as die absolute waarheid finish en klaar. Ek was op hierdie toer gewees 'n paar jaar gelede en dit was regtig die moeite werd gewees, soos ouers, vat u kinders saam, maak dit 'n vakansietjie, en bevestig hulle aan die skepingsleer van God, soos in Genesis 1 daar staan. Amen. Nou, laasweek moes ons vinnig afsluit, want die tyd het heeltemal uitgehardloop. Ja, En ons het nou nie albei alles uitgekom waarby ons wou uitgekom het nie, maar nou gaan ons voort. okay, goed, pragtig. Hierdie Met daai ek sepie wil verhaal. amper sê palawa oom. Dit is 'n palawa. Want dit is 'n gedoente. Is 'n gedoente, Dit is ja. 'n gedoente. Ja. En hier gaan ons nou voort soeke na tweede bruid, advokaat genader vir 2 TV-programme. Nou wil hulle sommer 'n TV-reeks Ek maak. sê mos, dit is 'n bal wat rol, is 'n sneeubal, al word al hoe meer en Sure. meer groter en groter, en Nou is dis die kombinasie, jy verstaan, van die Bybelinterpretasie en die huwelike en jong meisies en ou mans en al die tipe dinge. Dis Dit is 'n vreeslik. pragtige sepie. ai, nou kom ons kyk hierso. Dit sê 'n werklikheidsreeks en 'n dokumentêr oor advokaat Gerrit Coetzee se soeke na jong tweede bruid is dalk op pad. Volgens die Vrystaatse advokaat en boer het 2 produksiemaatskappye om reeds genader om aan afsonderlike reekse deel te neem. Die een beoog 'n werklikheidsreeks en die ander dokumentêr. Kan jy dit glo nie? Almal dit is wil geld maak. Almal wil geld maak oom. Maar kyk, wat gaan aan? Hoe suffer hy, of hoe gelukkig is hy, of nie, of wat? Hy wou vroeër nie kinders gehad het nie, maar het intussen tot ander insigte gekom. Ek tog hulle kon nie kinders hê nie. Nou sê dit hy wou nie kinders hê nie. Ek dink hy het 'n bietjie laat oor hierdie ding begin dink. Dit is so mooi nie. Met alle respek teenoor, maar hy het nie goeie oorlewingsvermoë nie. Jy moet kinders kry as jy jonk is, dan suffer jy, dan het jy die energie. Moenie met as jy ouer is met sulke dinge begin nie. Los daardie sports uit vir die jonges. Hoewel enige vrou binne die gespesifieerde ouderdomgroep kan aansoek doen, sal net die ouers van 'n maagd die bruidskap kan ontvang. Hy sê hy en Andrea is al 25 jaar getroud, 12 jaar in 'n gebruiklikheidsverbinding en 13 jaar in 'n burgerlike huwelik. Hy was wat gewees, hoeveel jaar? 12 jaar in 'n gebruikershuisverbinding. Nou, dit wil vir my sê dat hulle 12 jaar maar net saam gebly, hulle was nie getroud nie. En die laaste 13 jaar is hulle getroud. Dis wat ek hier verstaan. Ek kan verkeerd wees. Nee, dis reg, Maar dis hoe ek het verstaan hoe hulle dit nou hier op 'n ander manier probeer te sê. hulle het nou heel tegniese woorde vir 'n saambly verhouding, is nou heel tegniese woorde. Daardie woorde moet ek begin leer. Ai, En dan gaan dit aan, en hierdie is nogal skrikwekkend ook. Dit sê so, die plaasing van die advertensie
is nie vooraf met Andrea bespreek nie. So hy, Wat staan nou, herhaal dit? dit sê so die plasing van die advertensie. Die advertensie wat ons gesien in die koerant, is nie vooraf met Andrea bespreek. Met sy vrou bespreek nie. So hy het nie met sy vrou bespreek voordat hy dit gaan opsit het nie. Maar dis mos nou probleme soek. Dink dit as jy so iets sou doen en jy sê jy woord vir jou vrou 'n woord nie. Joh, wel. Nou, jy sou nie oorleef nie. Ek sou ook nie oorleef nie. Wat sê hy sê dit was aanvanklik ondeurdag en onsensitief van hom om die ouderdomme van die aansoekers bekend te maak. En hy gaan dit voortaan nie doen nie. Lydensom bestaan die keringspaneel uit 2 mense, hulpbronbestuurders, waarvan Andrea een is, 'n pro-polygamiese regsverteenwoordiger en teoloog. 'n Teoloog. Sogenaamde teoloog lyk dit vir my. Ek sou graag bietjie daardie teoloogse insigte wou hoor al sy verdrade teologie. Dit is seker 'n baie liberale teoloog wat hy daar in die hande gekry het. Wat Hy sê gaan jy op so? die voorgrond wees. Hy is 'n dominee met 'n doktorsgraad en 'n mediese dokter en sielkundige. Hy tog nie. Coetzee sê, diegene wat lasterlike uitlatings maak of gemaak het, sal in die hof daarvoor aanspreeklik gehou word, sowel as die smaakmakers of media-instellings wat dit op hul platforms toelaat. Hy gaan siviele eise instel. So hy is nou heel ongelukkig oor die mense wat nie happy is met wat hy doen nie. Hy verwys onder meer na aanmerkings soos pedofiel en vetsog. So, ja, ek sê maar net niks nie. Wat kan ons sê? Ja, hierso is nou 'n skrywe deur Johan Eybers. Hy skryf baie godsdienstige gebrugtheid, dis in 'n rapport geskryf, en ek gaan net so 'n paar stukkies uit lees, aangaan die opskrif hierso is, rapport kry by advokaat, hoofvrou, selfs 74-jarige tannie is lus. Lus vir wat? Vir al die geld? Lyk my so. Wel, ek sou ook kon doen met 1 miljoen of 2 of 20 miljoen of wat ook al, jy weet, maar ek sou nie op daardie ouderdom of enige ouderdom my in so iets begewe nie. Ek dink dit is net moeilikheid en ongelukkigheid soek. Nou sê hy so, die advertensie het baie kommentaar ontlok. Een man het selfs grappingsgewyse sy eie vrou aangebied en ander aangedui, hulle is bereid om 'n geslagsverandering te ondergaan om Gerard se bruid te word. Wel, dit is 'n vinnige manier van geld maak, maar dit is 'n totaal verkeerde onbybelse manier, né? Sies tog. Dan gaan aan en sê, hy voorsien die proses wat ouderlike toestemming sal insluit waar nodig en tyd om mekaar te leer kan van 6 maande tot 2 jaar duur. Lang tydperk, baie stories vir ons nog hierso, né? En die belangstellendes is volgens hom professionele mense onder wie onderwysers, prokureurs en sakebestuurders. Gerrit sê mense wat nou beweer die bruid skat om die bruid by haar ouers te koop, sit die pot mis. Maar dis wat 1 miljoen en 20 miljoen, wie kry wat? Ja, soos ek het verstaan het, kry die ouers R1 miljoen. Ja, kontant. Dit is soos die labola, Ja, bola, dis reg. en dan die bruid kry nou, met ter tyd kry sy nou R20 miljoen. Uit die boedel uit. Ja, uit die, ja. Ek wonder of dit nog aan die boedel nog daar gaan wees, die tyd of nie. Volgens hom is die bruid skat as 'n Bybelse beginsel bedoel, om die ouers te vergoed vir die bydrae wat hulle dogter nie meer tot die huishouding sal lewer wanneer sy verhuis nie. Wel, geen dogter lewer nog tot die ouers se huishouding nie. Jy kan nie daardie koop nie, dit is nie my logies nie. Die bruidskat sal volgens hom net aan die ouers van 'n maagdelike bruid betaal word. Maar maagdelikheid is nie 'n voorvereiste om as 'n kandidaat oorweeg te word nie. Nou dit is mos nou 'n weerspreking. Jong, dit raak al hoe meer gecompliseerd. Dan skiep ek 'n klomp uit hierdie brug uit hierso, en ek eindig af en sê,
Hy wil nie sy bates moet uiteindelik in die staat se hande beland nie, maar dit moet in sy gesin en binne in volksverband bly, sê hy. Hier is ook weer misverstande, dit gaan nie in volksverband bly nie. Wat jy in jou boedel sê, gebeur daarmee. As jy in jou boedel sê, die geld moet gaan vir Homebuys, dan gaan dit vir Homebuys, betaal nie belasting op nie, sê gaan vir die kerk ensovoorts, soos dit beland nie in die staatshande as jy 'n boedel opgestel het nie. Dit is Ek verstaan nie, hy is 'n advokaat, hy behoort die goed te weet. presies. Ek het dit geweet toe ek 10 jaar oud was oom. Ja, maar er is baie dinge lyk my wat hy nie weet nie. Dan sê hy so, die beoogde kinders moet ook 'n bydrae tot die Afrikaners se getalle lewer. Gerrit hoop voorlopig op 2, 'n seun en 'n dogter. Bietjie laat op sy. En nou het ons hierso een. Ja, Is die publisiteit dan werklik nodig? Oude Doos Belwel. Ek verstaan nie al die publisiteit aan advokaat Gerrit Coetzee se soeke na tweede bruid nie. Dis een berig na die ander. En nou word selfs van TV-reekse gepraat. Los hom dat hy in vrede kan lei met sy 2 vroue. in vrede kan lei. Ag nee. Dit gaan gebeur. 2 vroue is moeilikheid so. Ai. Is daar nog 'n SMS? Advokaat Gerrit Coetzee, jy hoef nie kinders by aan 'n vrou te verwek nie. Skenk eerder jou nalatenskap aan 'n welsynsorganisasie, of nog beter, 'n sendingorganisasie. Dink net hoeveel siele kan jy daardeur bereik vir God en sy koninkryk. Dink ernstig hieroor na. Daar is 'n baie belangrike kommentaar van daardie skrywer STN van Wesco en langs ons wat hy skryf. Dit is baie belangrik. Dit is nou nog 'n SMS. Ja. Kan die ryk Vrystaatse boer na hy een van die aansoekers gekies het vir my die name van die ander laat kry? Ek soek self 'n tweede jongvrou. En net sy vrou het my vrou geen probleem daarmee nie. Sy kan doen met 'n ekstra paar hande en die kombuis en huis. Die agterryer. Ai, lyk my het nou 'n ding begin. Hy het 'n ding begin hierso. Hier is nou die burger, al die SMS'e, wel eintlik is hierdie wat op Facebook kom, nie op SMS en op die burger se Facebook. TV-reekse kom dalk oor advokaat se soeke na tweede bruid. Ons stel werklik nie belang in die siek storie nie. Anne-Marie ter Blanche. Sit dit asseblief op SABC 1, want ons wil dit nie kyk nie. Dit is van Liesel du Plessis. Dan die volgende, die reeks se naam sal seker wees, die wikkelspies die hoofvrou in die maagd. Ricky Morton. Prof soek 'n bok, Morney van Zyl. Daar's genoeg snert op TV. Maak ordentlike programme. Anna Smit-Karstens, sy is nie baie happy nie. Regtig? Wie stel nou belang hierin? Marietjie van Heerden. Daar's tog baie mense wat belangstel, nie? Ja, dit sal gekyk word. Dan die volgende, die skokkende feit is dat daar duisende mense is wat na die snert sal kyk en dit sal volg. Dis wat Etienne Skut sê. Maar hoekom? Vra Joariki Gagiano. Dan kry tog net einde uit, ons al so laag gedaal, dis nou bedien Nel. Ag asseblief, dit is wat hy soek, om bekend te wees. Hy is verveeld met homself. Patricia Johnson. Ek het ook daaraan gedink om. Ja. Ek het gewonder as hulle maar dit doen vir publisiteit nie. Hy is nie besig genoeg met sy werk en al die tipe dinge nie. As jy besig is, jy nie tyd vir sulke dinge nie. Dis die waarheid oom. Want ledigheid is die duiwelse oorkussing. Ja. Ek dink dis die waarheid wat oom nou daar sê. En die plaas wat hulle op bly, is nie 'n boerplaas nie, is 'n plaas waar hulle bly uit. Ja. Groot begin hy boerdery langs nou wat ook al maar. En hy het mense wat dit vir hom doen. Hy te veel vrye tyd, dit is sy probleem daar, né? Dan, dalk het die ryk boeradvokaat geld nodig. Petrus Fietschart. Ja, ek wonder daaroor. Dit gaan nie lank wees nie, dan soek hy 'n derde vrou. Nancy van Niel. Hoe meer probleme, hoe meer vrouens. Ja. Ok, goed, nou gaan ons oor na wyse woorde. Dis nou die wyse woorde van ons Dr.
Henrietta Klasing van Randfontein. Ja, baie dankie Henrietta, dat jy so getrou skrywe en die mense bietjie reg help met die verkeerde sieninge. En haar brief se opskrif is, watter Bybel lees advokaat Gerrit Coetzee in Kie? Ja, is 'n geldige vraag. Dit is ek dink sy kan sommer net daar stop, want daai vraag is sommer behels alles. Want ek het in dieselfde gedink kwam. Die ander punt is, hulle lees glad nie die Bybel nie, maak net afleidings van wat hulle weet daar of dink hulle weet. Ja. Nou skryf sy, Brugte Gerrit Coetzee, vrystaatsadvokaat en boer, is 'n advertensie vir 'n vrou vir 'n polyginiese verhouding, gebaseer op Bybelse beginsels in aanhalingstekens, ja, want dit is subjektief, né? Het baie mense aan die gons, ja, koerante gons, alles gons. Die Bybelse beginsels, aanhalingstekens, is deel van die geloofsgroep sin waarin hy en sy vrou behoort, genaamd Maxima Potentia. Klink soos maximum potential, maar as 'n verdraaiing, hier kom moeilikheid. Die leider van die groep en sy vrou is self in 'n soortgelyke polyginiese verbintenis in Kanada betrokke. Die groep staan verhoudings voor wat hulle noem oorspronklike Bybelse beginsels, aanhalingstekens, gegrond is. Die mees oorspronklike Bybelse beginsel vir huwelik vind ons voor die sondeval. God self het die huwelik begin. Dit is nie 'n mensidee of 'n kulturele reël nie. Hy het een man, Adam, en een vrou, Eva, gemaak om 'n eksklusiewe eenheid te vorm. Wanneer die mense beter weet as God, het dit dikwels droewige uitwerkings. Ja, dit is nou baie waar daar. Droewige uitwerkings. Die Bybel is vol daarvan en die samelewing is vol daarvan. 3 voorbeelde van polygamiese huwelik in die Ou Testament wat hartseer gevolge gehad het. Sara en Hagar. Ja. Jaloesie en konflik na eie planne vir 'n kind. Jakob se vrou Rachel en Lea. Gedurende wedywering tussen susters om Jakob se liefde. Hanna en Penina. Wrede vernedering en diep bitterheid as gevolg van onvrugbaarheid. Nuwe Testamentse huweliksbeginsels beklemtoon dat huwelik 'n goddelike, permanente en liefdevolle verbondsverhouding is. Jesus leer dat dit 'n lewenslange eenheid tussen man en vrou is, terwyl Paulus en ander skrywers die verhouding vergelyk met Christus en sy kerk. Dit staan in skerp kontras met die polyginiese, veelwywery slinks van mense soos Coetzee en organisasies soos Maxima Potentia, wat 'n pluralistiese en kontrakmatige benadering tot huwelikservarings voorstaan. As toegewyde Bybelgelowige verwerp ek sodanige veelwywery omdat die Bybel huwelik duidelik definieer as 'n eksklusiewe, lewenslange verbond tussen een man en een vrou. Ja, dankie Dr. Henrietta vir jou wyse woorde hierso. Ek wens die ander wil dit ernstig opneem. Nou, op antwoord op daardie, skryf Adrian van Durbanville, en die opskrif hierso is, dit is waar Bybelse beginsels vandaan kom. En hy sê, stadig Dr. Henrietta Klasing, oor dit wat sy nou geskryf het, hulle lees seker maar dieselfde Bybel, waarin die Bybelse God, weer die profeet Nathan vir Dawid sê, ek het vir jou baie vroue gegee, ek het selfs Saul sy vrouens vir jou gegee. Hoekom laat sterf jy vir Uria, om sy vrou ook nog te kan neem? God is tydloos, en dis het die Bybelse God self baie vrou aan Dawid, 'n man na God se hart gegee. Ek kan dus heel insien waar die Bybelse beginsels vandaan kom. Dit is nou, as jy die Bybel as die woord van God aanvaar. Pas op, hy moet dit 'n bietjie meer met insig daar lees. Nie alles wat in die Bybel staan is as voorbeeld nie, dit word opgeskrywe wat die mense gedoen het daarso. Nou kyk, sy antwoord om nou, probeer om bietjie reg help. Nou skryf Dr. Henrietta Klasing, die opskrif van die brief is Dawid swak voorbeeld vir sy seuns.
Adrian Durbanville, dis waar Bybelse beginsels vandaan kom, stadig, in aanstekens, jy ook, met Dawid wat jy aan my wil voorhou. Hy was 'n slegte voorbeeld vir sy seuns. Amnon het sy pa se patroon van onbeheerste welles gevolg, deur sy halfsuster te verkrag. Net soos Dawid Batseba vir homself gevat het. Absalom het op sy beurt sy pa se misleidende en moorddadige gedrag herhaal, deur eers 'n moord op sy broer te beplan en later sy eie pa se troon deur bedrog te probeer steel. Ja, soos as die een pa verkeerde dinge doen, begin die nageslag al hoe meer en meer die verkeerde dinge. Daar is daar 'n verskriklike verantwoordelikheid op pa's in huisgesinne. Maar ek wil net graag vinnig lees, want hy sê nou, hy praat van Nathan, en ek wil graag lees, wat het Nathan vir Dawid gesê? Want baie keer haal mense sogenaamd die Bybel aan, maar dit is al een stukje wat er pas, maar ek het nie die konteks wil so, ek gaan nou die voorste gedeelte lees, want die voorste gedeelte is Nathan wat voor Dawid kom, en vir Dawid hy onmiddellik begin deur die storie te vertel, nee? En ons ken die storie wat hy vir hulle vertel het van die lammetjie, en die man wat die arme man se lammetjie gaan vat het, en gaan slag het. En Dawid het baie kwaad geword oor hierdie storie, hoor, vir die man, en aan Nathan gesê, so waar as die Here leef, die man wat dit gedoen het, moet sterwe. Ja. En die ooilam moet hy viervoudig teruggee, omdat hy hierdie ding gedoen het, en geen ontferming geken het nie. Toe sê Nathan vir Dawid, U is die man. So sê die Here, die God van Israel, ek het jou as koning gesalf oor Israel, ek het jou gered uit die hand van Saul, en ek het die huis van jou heer aan jou gegee, en die vroue van jou heer in jou skoot, en ek het die huis van Israel en Juda aan jou gegee, en as dit te min was, sou ek aan jou nog meer sulke dinge daarby wil voeg. En dan gaan dit so aan. Nêrens sê dit, die Here het aan hom vroue gegee om mee te trou nie. Verstaan? Dis baie duidelik, maar die manier hoe hy dit daar stel, is dat die Here het gesê, ek het jou klomp vroue gegee om mee te trou. Laat veel wywer as Here se wil. Ja. So, en die ding is, mense hardloop weg daarmee, want die probleem lê in die hart. Ja. Hier is nou een, Dr. Henriette Klasing, Dawid swak voorbeeld vir sy seuns. Ek is jammer dat ek myself nie behoorlik uitgedruk het nie. Die kern van my skrywe het nie oor Dawid gegaan nie, maar oor God wat gesê het dat hy vir Dawid baie vrouens gegee het. As die God van die Bybel self vir mans baie vrouens gee, hoe kan advokaat Gerrit Coetzee dan nie op Bybelse gronde handel nie? Dit is nou as mens die Bybel as die woord van God beskou. Dit is nou weer van Adrian Durbanville. Maar ons het nou net gesien, waar sê dit dat God vir Dawid 'n klomp vrouens gegee het om mee te trou? Het staan nie daar nie. Wel, hierso sê Henriette Klasing, sy sê, ek sou graag aan Adrian wou sê dat dit 'n teregwysende vraag was. Dawid moes nadink oor sy veelwywery. God se skepingsideaal is steeds een man en een vrou. Dawid moes dink, wat is die effek van al die klomp vrouens by my voorbeeld vir my kinders, wat is die gevolg alleste? Dawid moes dink, maar nee, wat? Lyk my nie allemaal dink so mooi. En die ding is, wanneer ons deur die Bybel gaan, soos wat ons gesê het, ons kan baie keer die geskiedenis sien, van wat mense gedoen het, reg en verkeerd, en dan sien ons baie duidelik, deur die Bybel is daar baie duidelike lyn, wat is die riglyne wat God vir ons gee, en dan sien ons dat dit is die volmaakte wil van God, maar dan sien ons ook dat daar so 'n toelatingswil, nee? Soos daar is sekere goed wat die Here toelaat, maar dit beteken nie, dit is sy volmaakte wil nie, dit beteken nie, dit is sy beginsel of die riglyne waarvan ons bevoegd moet leef nie. So, hy het nie Dawid afgeskryf en gesê, okay, jy gaan hel toe, want jy gaan teen hierdie riglyn nie. Hy het nog steeds met hom gewerk met God se langmoedige, genadige God. Dankbaar daarvoor, anders het ons die kans gehad nie. Maar dit beteken nie, ons moet bly in ons sonde nie, ons moet ons bekeer van ons sonde. Hier het ons nou nie Bybel of grondwet laat polygamie toe nie. Dis geskryf deur Jan Soer, Palm Beach. Die onderhoud op RSG verlede Vrydag met advokaat Gerrit Coetzee, waarin hy sy argumente uiteengesit het, wat hom glo die reg gee om polygamie te bedryf het betrekking. Volgens hom laat die Bybel, die grondwet en die internasionale reg hom toe om polygamie te bedryf. Kom ons kyk daarna. Die Bybel sê nie uitdruklik dat God polygamie goedgekeur het nie, alhoewel die Ou Testament rekord bevat
van polygamie, byvoorbeeld Abraham, Jakob, Dawid en Salomo, stel die Bybel God se oorspronklike idee van die huwelik as 'n monogame verhouding voor. Gebrek aan ruimte hier laat my ongelukkig nie toe om al die redes hier te gee waarom God polygamie in die Ou Testament toegelaat het nie. Coetzee kan gerus ook Deuteronomium 17 vers 17 lees wat lui, die koning mag ook nie baie vrouens hê, sodat hy nie aan die Here ontrou word nie. Dit is 'n uitdruklike opdrag van die Here, om nie meer as een vrou te hê nie. In die Nuwe Testament, in Matteus 19 vers 4 en 6 en Markus 10 vers 6 tot 9, definieer Jesus die huwelik as 'n monogame verhouding, wat 'n lewenslange verbintenis tussen een man en een vrou moet wees. Ook Paulus sê, elke man moet sy eie vrou hê, 1 Korintiërs 7 vers 2 en Efesiërs 5 vers 22 en 3 tot 33. En vergelyk die huwelik met 'n verhouding tussen Christus en die kerk. Dus is dit vals om voor te gee, die Bybel laat polygamie in die algemeen toe. Hoewel die wet op die erkenning van gewoonteregtelike huwelike in 1998 regsbevoegdheid vir polygamiese huwelike binne tradisionele Afrika kulture voorsiening maak, laat dit nie elke burger wat wil trou toe om 'n polygamiese huwelik te hê nie. Huwelike ingevolge van huwelikswet 1961 of wet op siviele verbintenisse 2006 laat slegs een maat toe. Dus is dit vals om voor te gee dat Suid-Afrikaanse wetgewing polygamie toelaat. Dit is ook nie waar dat internasionale wetgewing polygamie reg deur die bank toelaat nie. Ek haal die Verenigde Nasies hieroor aan. International law does not state that polygamy is allowed. Instead, major international bodies like the United Nations Human Rights Committee view polygamy as a violation of the right to equality and women's dignity under treaties like the International Covenant on Civil and Political Rights. Polygamie is wel in sommige Afrika en islamitiese lande wettig, maar is dit in meeste westerse lande nie. Dus is dit vals om so 'n aanname te maak. Om polygamie te verkondig as 'n algemene aanvaarde Bybelse beginsel, wat ook in plaaslike en internasionale wetgewing aanvaarbaar is vals. As Christene moet ons waak teen die valse lering en die Bybel in sy geheel en binne konteks nastreef, wat baie duidelik 'n huweliksverbintenis of verhouding met slegs een maat op beslag toelaat. En op hierdie wil ek sê dat hier is nou wette van die land en wette van die wêreld. Wat van die wet van God wat sê ons mag nie egbreek nie? En dit stel dit baie duidelik. Die wet sê ook, die wet van God sê vir ons mag nie doodslaan nie. En as ek iemand oortuig om my toe te laat om hulle dood te slaan, is dit nog steeds moord. En as hy nou sy vrou oortuig het om toe te laat dat hy kan egbreek, dit is nog steeds egbreek. En hy gaan nog steeds teen die wet van God. Ja, jy word in die eg verbind, né? En dan breek jy die eg daarso. Ja. Nou was er 2 verder reaksies. Die een is 'n SMS in die burger. En dit sê, nou luister nou hierna, SMS, dis geskryf deur W.H.C. Hy sê, het advokaat Gerrit Coetzee en sy hoofvrou nog nie van surrogaat moederskap gehoor nie. Laat 'n mens wonder. Ja, ek het al heel wat daarvan gehoor en daar breek jy nie die eg nie en jy maak voorsiening waar daar nou mediese probleme is om tog jou eie kind daar te, jou eie bloed en vlees daar, maar soos moet 'n mens lankal aan dink al vir mense by die 60 om daarin te dink is maar En die ding vir my ook, nie gesond nie. wat vir my ook baie uitstaan is, daar so baie kinders wat aangeneem kan word. Ja. So baie. Ja. Te veel. Gaan dan daai roete. Ja. En al sê jy nou, nee, maar dit kan miskien 'n paar jaar vat. Hy het dan nou net daar gesê dat dit gaan 'n tydjie vat. Ja, jy weet, precies. So dan vat dit 'n paar jaar. Ja. Maar doen dit, want dit is, in my, as ek in daardie geval, ek wil baie graag kinders gehad het, van die begin af. Maar as ons nie sou kon kinders gehad het vir een of ander rede nie, dan sou dit my volgende stap gewees het om kinders aan te neem. Ja, absoluut. Nou is so John Serfontein van Engeland wat skryf, en hy skryf nogal heel redelik. Dikwels, ek is bly John skryf weer. Die opskrif van sy brief is, wat is die werklike motivering met polygamie? Ja, Goeie vraag. Wat probeer jy werklik bereik daar?
Nou sê advokaat Gerrit Coetzee se standpunte oor sy polygeniese huweliksproses verwys. Hy voer aan kritisie moet eers oor die nodige kennis beskik voordat hulle kundig oorleg kan pleeg. As onkundige pla die volgende my. Dat is baie dinge wat baie mense pla, né? Nommer 1. Is dit moontlik dat 'n vrou, om watter rede ook al, gedwing kan word om deel te neem, maar op die oog af tevrede moet voorkom? Ja, jy het ons gelees nou daar, hy het nie sy vrou met haar bespreek die advertensie wat hy plaas nie. Nou moet sy maar op die oog af tevrede voorkom, sy het die keuse nie. Sy is afhanklik van finansiëel en al die type dinge daar. Maar nie net dit nie, Ja. Wanneer 'n man so iets sal doen, dan sê dit vir my baie van die verhouding wat hulle het. Daar's nie 'n vertrouensverhouding Glad nie. nie. Dit is Verstaan, uiters so- ongewoon. As jy so iets doen, sê dit al klaar vir my, daar's 'n probleem in die verhouding, Presies. en nou doen jy nog so iets. Ja, Dis net moeilikheid doen, dis net chaos en moeilikheid, en daar sal nooit eenheid wees nie. absoluut. Dan is die volgende punt. As geld hande verwissel, ontstaan daar onvermydelik vrae oor die rol wat mammon speel en wie se belang of behoefte voorkeur geniet. Dan die volgende punt. Waarom word 'n polygeniese huwelik op Bybelse tekste geregverdig? Die jury wag geduldig op die bewyse sodat die ander kant van die saak ook beoordeel kan word. Is tradisionele Christelike kerk op 'n dwaalspoor? Vraagteken. Die volgende punt. Die argument dat 'n bestaande huwelik kinderloos is heeltemal verstaanbaar. Maar is polygenie die enigste oplossing? Wat gebeur wanneer die doelwit bereik is? Dan die volgende. Mense trou om baie redes. Liefde, seksuele behoeftes, sekuriteit, die soeke na sielsgenoot, geld ensovoorts. Die hoë egskeidingssyfers dui daarop dat huwelik nie altyd aan die verwagtinge voldoen nie. Beteken dit dat daar vir elke onvervulde behoefte 'n bykomende huweliksmaat moet wees? Dis 'n goeie punt. Jong, hierso is moeilikheid soek. Dis 'n goeie punt. Dan die volgende punt. Die motivering dat 'n erfgenaam nodig is om te voorkom dat die ANC uiteindelik op 'n boedelbeslag lê, is sekere grap. Ja, dit is onverklaarbaar, onverstaanbaar dat mense eers soos kan uiter. Dis oningelig en van advokate. Om 'n nalatenskap as motivering aan te bied is ewe flou. Ja, daar stem ek met hom volmondig saam. Die volgende vereiste is 'n eerlike antwoord. Wat motiveer polygeniese verhoudings waar dit nie die alledaagse norm is nie? Ek kan nie anders nie as om aan Salomo te dink, wat 700 vroue en 300 byvroue gehad het. 1 Konings 11 vers 14 herinner ons egter aan die gevaar, wat selfs groot wysheid nie noodwendig kan voorkom nie. Ai, toch, ja. En dit Baie my dat dankie dink, vir die daai paar storie. punte wat hy nou genoem het, maar dat dink wat Dr. Henriette Claassen gesê het, Ja. spesifiek wat sy genoem het van Abraham, Ja, Sarah en Hagar. ja. Dis amper nou dieselfde prentjie hierso, Hartseer, né? ja, Hy sê nee, maar hy wil nou kind hê, en die kind wat God beloof het, kom nou nie, en Sarah kom op met hierdie idee en hulle doen dit, en wat het gebeur? Chaos en moeilikheid. Ja. Van daar af tot in... Maar daar vandag. is nog 'n verskil. Sarah het dit voorgestel. Ja. Hierdie arme vrou het dit nie Maar voorgestel. dit maak nie saak nie. Dis- Abraham moes opgestaan het en gesê het, nee, Ja, dis reg. verstaan, Korrek. hy moes nie geluister het vir haar. Ja. Hy het maar saamgegaan. Ja. Maar dit maak nie saak, die punt is net, dis nie die oplossing nie. Ja. Ja. Ai, hierso sê hulle nou, gaan nou verder en sê nuwe kinkels, Ja. advokaat skuld miljoene. 'n Nuwe kinkel. Is daar nog kinkels wat gaan kom? Lyk my so. Och, Dit sê so miljoene vir 'n tweede bruid aangebied, maar prokureur soek eers haar kliënt se geld. Enige jong vrou wat droom dat advokaat Gerrit Coetzee se soeke na 'n tweede bruid haar kaartjie na kitsrykdom kan wees, gaan dalk eers moet terugstaan. Daar is skuldeisers wat eerste in die ry wil staan om betaal te word.
maar hofstukke wat Niespot gesien het, wys dat dieselfde Gerrit Ludovicus Coetzee reeds jarelang in eiendomsgeskil met Mahoney Petrus Viljoen en Jeremia George Mahoney Viljoen gewikkel was. Die geskil het tot 'n uitsettingsbevel, getaxeerde kostebevel, 'n latere skikking wat 'n hofbevel geword het en 'n appelsaak gelei wat later weens sy nie verskyning van die rol geskraap is. Wat lees jy alles daar? Dis baie interessant, né? Jo, Prokureur Silna Stein, wie se firma destyds vir die Viljoens opgetree het, sê sy het Niespot se onderhoud met Coetzee gesien en hom so weer op die spoor gekom. Volgens haar kon haar kantoor hom later nie opspoor om die kostebevel op te volg nie. Stein is baie duidelik daaroor, sy soek haar kliënt se geld. kyk daar nou, né? Wat broei nou hieruit? Eiendomsgeskil. Die eiendom in Forsterskroon uitbreiding 6 in Gauteng is in Maart 2011 vir 2,4 miljoen aan Coetzee verkoop. Die koopsprys sou in maandelikse paemente van R53,000 betaal word. Die verkopers het hom in Mei 2014 in gebreke gestel. Volgens die hofuitspraak was hy destyds amper R500,000 agterstallig. Ai, Die hofstukke meld dat hy van Junie 2013 tot Mei 2014 geen betalings gemaak het nie. Coetzee het aangevoer dat hy het reeds meer as 1,6 miljoen betaal en dat hy verdere paemente gestaak het omdat die eiendom nie aan hom oorgedra is nie. Hy wou hê die eiendom moes in die naam van 'n trust oorgedra word. Regter M.A. Mokume het in Junie 2015 bevind, Coetzee het die ooreenkoms verbreek deur sonder rede op te hou om paemente te betaal. Die hof het sy uitsetting gelas en hom beveel om die Viljoen se regkoste te betaal. Die kosterekening is op 24 Augustus 2015 getaxeer op $34,684,96. jo. Coetzee het geappeleer. In Maart 2017 het die partye 'n ooreenkoms bereik wat 'n hofbevel geword het. Die appel is sinne die uitgestel sodat die eiendom sonder bepaalde voorwaardes aan Coetzee of genomineerde entiteit oorgedra kan word. Nou eindig het af hierso en sê Coetzee het aanvanklik in reaksie op Niespot se navraag gesê hy weet nie waarvan daar gepraat word nie en versoek dat die hofstukke aan hom gestuur word. Dit is gedoen. Niespot wag op Coetzee se volledige reaksie op die hofstukke, insluitend of die getaxeerde koste betaal is, of die 2017 skikkingsbevel uitgevoer is en hoe sy openbare aanbod van miljoene vir 'n tweede bruid gefinansier word. Sy reaksie sal bygevoeg word sodra dit ontvang word. So, Wat sê mens nou? ek weet nie wat om te sê nie. As hy dan nie eers R50,000 paaiement kan betaal nie, hoe gaan hy R20 miljoen kan betaal? Jong, ons het laas keer ek verwys na hierdie skrywe van hierdie advokaat Japie Strydom, wat hierdie beginsels daar mooi uitgelig het, en hy is nou 'n opgeleide teoloog en ook 'n advokaat. Nou kom ons kyk wat sê sy, net as agtergrond, iemand het na hom gekom, 'n vrou, en gesê, maar haar man sê Bybelse beginsels, hy kan meer as een vrou of bywyf hê, en is dit nou oké of nie. En al sekere inligting gegee van 'n Kowalski, en nou moet hy nou 'n opinie lewer, dis nou sy opinie. En ek lees hier voor met advokaat Japie Strydom se toestemming, en ek kan dit ook vereniging gee wat ek graag wil hê. Dit is baie mooi logies beredeneerd en uiteengesit. En opskrif hier soos a biblical response to, in aanhalingstekens, the church lied to you about adultery. Met ander woorde, waar die kerk nou vandag sê, nee, een man, een vrou is hierdie aantuiging, maar hulle lieg vir jou. Kyk wat sê die Bybel. Nou as dit so 1.1, the writer's opinion, dit is nou hy as advokaat, was sought on argument of Rob B. Kowalski, after Kowalski, presented in a YouTube video that the Old Testament definition of adultery was asymmetrical and that the church lied about the biblical definition of adultery. This video was presented to the consultant by her husband, ostensibly as a defense against his extra
marriage sexual relationship with a woman who recently divorced her third husband. Ja. Ja, né? Dan heel onderstaan dit. Rob B. Kowalski is an American Christian content creator, author and relationship coach based historically in the Baltimore milieu. He is not, on the evidence I found, a recognized academic, biblical scholar or professional theologian. His public biographies do not identify a degree in theology, biblical languages, biblical studies, church history, or a related discipline. Kowalski's own account of his life is striking. He describes an earlier life as a male stripper Yes. and nightclub promoter, involving promiscuity and the nightlife industry, followed by a conversion to Christianity. Nou die volgende punt sê, asymmetrical simply means something that lacks balance, proportion, or equality between its parts. En dan is hier so summary of arguments presented by Rob B. Kowalski. Dan begin het en sê, Kowalski argues in a video that the Old Testament definition of adultery was asymmetrical. Under Mosaic law, adultery referred specifically to a man, whether married or unmarried, who has sexual relations with a married or betrothed woman. On this reading, a married man taking additional wives or an unmarried woman entering a relationship with a married man did not meet the legal definition of adultery. Now, Kowalski further argues that men and women were created with different roles and different natural drives, and that a husband's taking of multiple wives or maintaining sexual access to more than one woman reflects a God-given inclination toward expansion and legacy. On this basis, the Kowalski concluded that the church altered the original definition of adultery to impose a standard of symmetrical fidelity that Scripture never required. Nou, wat ek hierso sien is die man sê, dat God het 'n fout gemaak. Want hy het heel per ongeluk vergeet om vir Adam nog 'n vrou of twee te maak. Nee, hy sê eintlik die kerk het 'n fout gemaak, want die kerke interpreteer die Bybel verkeerd. Nee, ek hoor, maar indirek sê hy dat God het 'n fout gemaak, van die ding is, hy sê, nee, God het 'n man gemaak, Ja, en 'n man se wat hy nodig het is anders as 'n vrou, so hy het eintlik meer as een vrou nodig, of kan maar hê, so hoekom het God dan nie meer vrouens vir Adam gegee nie? Verstaan, dit is nie hoe dit werk nie. Dit is die een gedeelte, en dan die ander gedeelte is hier so op die einde, waar hy nou sê, that on this basis Kowalski concludes that the church altered the original definition of adultery. Verstaan, soos in, dit is nie die kerk nie, dit is die Bybel. Ja, nee, hy het skewe denke. Die kerk het nie gesê wat die Bybel is nie, die Bybel sê wat hy is. Nou is die volgende hoof hierso, evaluation of the merits of Kowalski's arguments. 3.1. The argument of Kowalski is correct on a narrow historical point. Ancient Israelite civil and penal law did treat adultery asymmetrically, in that it functioned in part to protect a husband's paternity and property interests. 3.2. The error in his argument lies not in his historical observation, but in the conclusions drawn from it, namely that 1. This civil arrangement represents God's enduring moral standard, and 2. That Jesus preserved rather than closed this legal allowance. 3.3. That conclusion does not hold when measured against the wider witness of Scripture, the explicit teaching of Christ, and instruction of the apostles to believers, as demonstrated hereunder. Ok, soos hy sê nou maar, hierdie argumente van hierdie Kowalski is nie, hou nie water as jy dit korrek vergelyk met die Bybel nie. The creation order precedes the Mosaic accommodation. In 4.1, the central flaw in Kowalski's reasoning is its treatment of Mosaic civil penalties,
which were case law suited to the administration of ancient Israel, as though they constituted God's original and complete moral design for humanity. Jesus addressed this very distinction directly when questioned about the Mosaic allowance for divorce. Moses permitted you to divorce your wives because your hearts were hard. But it was not this way from the beginning. Sjoe, Ja, daar gee die tekste aan elke keer, net daar gee die tekste hierso. 3, dit is Mattheus 19 vers 8. Ja, When Jesus was asked to define marriage and sexual morality, he set aside the Mosaic civil exemptions and returned to the order established at creation. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wives. Nee. Dis nie wat daar staan nie, nee oom. Daar staan wife. Sien oom daar so? Daar staan nie wives nie. Daar is nie 'n S by nie. ek sien jou punt daar, is 'n blanke punt daar. Die Here het nie gesê wives nie, and be united to his wife, not wives plural nie. Baie belangrik, ja. And the two Ja, will become one flesh. nie 3 of 4 nie, né? So they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no one separate. En dit staan ons, kan ons sien in Mattheus 19, en ook in Genesis 2. The creation accounted, dis nou 4.4, establishes a monogamous union, one man united to one wife, as the original standard of marriage for humanity. Although Scripture records instances of polygamy among the patriarchs and kings, it does not present these as commended examples. 4.41 Abram's arrangement with Hagar produced lasting family strife. Ons sien dit baie duidelik, né? Ja, Dit sien ons daarso in Genesis 16. Dan tweedens, Jacob's marriages to Leah and Rachel and the conflict over his affection and the maidservants brought rivalry into his household. En dit sien ons daar in Genesis 29 tot 30. Dan die derde punt. Solomon's many wives are recorded as having turned his heart away from the Lord. ja, daar is ook 'n baie belangrike punt daar. 1 Konings 11. Dan die vierde punt. Deuteronomy states this warning to Israel's future king directly. Ja, En dit sien ons daarso in hoofstuk 17. He must not take many wives, or his heart will be led astray. 4.5. Scripture's own narration of polygamy is one of conscience, is one of consequence and warning, not endorsement. En dis 'n baie belangrike punt, né? Dis wat ons sien. Dit is geskiedenis en ons sien die foute wat mense gemaak het. Ons sien dat sonde het ingekom as gevolg van verkeerde keuses. Maar dit beteken nie ons moet ook sondig nie. Precies. Dan, punt 5, punt 5.1. In the Sermon on the Mount and in his teaching recorded in Mark, Jesus corrected a narrow and technical reading of the law. He moved the standard of sexual conduct from an external legal boundary to a matter of internal purity and mutual covenant faithfulness. 5.2. On the matter of lust and the heart, Jesus said, en daar is die verwysing 9, Mattheus 5 vers 27 tot 28, You have heard that it was said, You shall not commit adultery. But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. And you may not commit adultery. So dit is baie spesifiek en duidelik gemaak dan nie, gefocust. 5.3 On the matter of covenantal duty owed equally by husband and wife, Jesus said, Anyone who divorces his wife and marries another woman commits adultery against her. And if she divorces her husband and marries another man, she commits adultery. 5.4 Under the older legal framework, a man could not commit adultery against, in aanhalingstekens, his own wife, since adultery was understood as the offense against another man's marital right. By stating that the husband who unlawfully remarries commits adultery against his own wife, Jesus redefined the offense as a breach of mutual covenant, owed by each spouse to the other in equal measures.
The apostolic writings confirm a single mutual standard. Dis nou baie mooi reg tegnies uiteengesit, né? Dan 6.1, the New Testament epistles reinforce this mutual and exclusive standard in several places. On a mutual claim, each spouse holds over the other's body. Paul writes, the husband should fulfill his marital duty to his wife, and likewise the wife to her husband. The wife does not have authority over her own body, but yields it to her husband. In the same way, the husband does not have authority over his own body, but yields it to his wife. En dit sien ons in 1 Korintiërs 7 vers 3 tot 4. En dis 'n baie belangrike punt. Dit is daardie is dieselfde vir die een tot die ander en die een tot die ander. Ja. Dis nie net die vrou nie. Dis nie net die vrou nie. Dis die 1 tot 2 of 3 nie. Presies. Ja. Dan 6.2, the passage places the husband's body under his wife's authority in the same terms as the wife's body is placed under her husband's. It leaves no room for a reserved right to additional sexual partners. On the exclusivity of the marriage bond, Paul writes, but since sexual immorality is occurring, each man should have his own wife, and each woman her own husband. En dit sien ons daarso in Korintiërs 7 vers 2. The language here is singular on both sides, one wife to one husband to one wife. The qualification set for church leadership reflects the same standard, both 1 Timothy 3 verse 2 and Titus 1 verse 6. Require that an overseer be the husband of one wife, rendering the Greek mias ganikos aner, literally a one-woman man. Monogamous faithfulness is set as the standard expected of those who lead the church. Ek weet nie wat jy kan Grieks lees, jou Grieks kom baie mooi. Ek probeer oom, ek sukkel maar nog so 'n bietjie. baie mooi. Dan 6.4. Finally, Scripture does not confine sexual wrongdoing to the narrow legal category of adultery. Hebrew, naumf. It condemns the wider category of porneia, meaning sexual immorality, generally covering any sexual activity outside a monogamous marriage. Marriage should be honored by all, and the marriage bed kept pure, for God will judge the adulterer and all the sexual immoral. Baie belangrik hierdie jong. Ja, nogal. Nie mense besef dit nie. Ja. Dan is sy conclusion, punt 7.1. Robbie Kowalski's arguments rests on an extraction of ancient Israelite civil law, read in isolation from how Christ addressed, fulfilled, and clarified that law. 7.2. Old Testament civil statutes punished the violation of another man's household as a matter of property and lineage and was not a license for sexual misconduct. 7.3. Jesus did not preserve this as a permanent moral loophole. He returned to the creation order of one man and one woman, extended the definition of adultery to matters of the heart, extended it, and established that the marriage covenant binds husband and wife to equal and exclusive fidelity. 7.4. The apostolic writings that follow confirm this standard as the settled teaching of the early church. Die Christelike kerk het altyd so geglo. It follows accordingly to be necessary implication that the argument of Kowalski is categorically rejected as unfounded and misleading, to say the least. The church did not lie about the definition of adultery. There is no license to a married man to have such extra marriage relationships as he pleases, without divine negative consequences. The writer trusts that you will find the above brief remarks in order. En dan is het geteken in advokaat J.S. Strydom van Johannesburg. Ja, dis nou 'n baie mooi wat ek sê, 'n reg tegniese teologiese uiteensetting, né? En die beginsels van Kowalski, so dieselfde beginsels wat hierdie ander Coetzee probeer aanvoer, maar nie
korrek is. Soos baie vir die dankie. verkeerde redes so. Vir die verkeerde redes. En hier is die ding, ons laat toe dat ons sondige natuur Ja, deurkom, en dan probeer ons onsself te regverdig, Ja. en die Bybel te verdraai, ja, en nee, dit is amper soos wat Paulus sê, nee, hulle gaan mense vir hulle kry, wat vir hulle gaan preek volgens hulle, wat hulle eie ding is, wat hulle graag wil hoor. En dis wat ons nou sien hierso, in Coetzee, hy is nou hierso, hy het nou hierdie Maxima Potentia ou, wat nou, hy luister na sy preke en na sy dinge, want dis wat hy wil hoor. ja, ja. So ja, nee. Kyk eens op daardie ja nee, hoogtepunt, sy is so af, bly by u vrou, wees lief vir haar, bou 'n verhouding op, moenie baklei nie, en volg die Here en die Bybelse voorbeeld. Mag die Here elke getroue huwelik en huweliksmaat seën. Ons sê vir totsiens, tot volgende week. Totsiens.